toegelê en die onderlinge verbondenheid. Wat doen ek as ek koud kry? Jy weet, ek kry koud, ek trek saam. Hoekom trek ek saam? Want ek kan warm kry. Dis onderlinge verbondenheid. 'n liggaam, lidmate, wat asemhaal in die gees van die Here trek saam. En mekaar warm te broei in die geloof. En nou sê die prediker, hoe kan een wat alleen slaap warm word? As daar twee is wat saam slaap, dan word hulle warm. En die huwelik is die mooiste voorbeeld daarvan. En koos ek, weet nie of die tande ook was, my vrou is nie, ek moet haar elke nag vashou, selfs al is dit somer. Vir die geestelike warmte. Want my vrou voel nie, ek het haar lief as ek haar nie fisies vashou nie, dan kan ek nie genoeg vas sê, hoor jy, as ek jou vashou, dan bak jy my so warm, dat ek het nie kan hou nie. Ek moet bietjie iets van hierdie ding wat in ons daaglikse lewe gebeur, broeders en susters, hierdie honde vryf, hierdie koud kry. Dis wat die kerk moet doen, onderlinge verbondenheid gereeld by mekaar kom wees. Wees. Baie wees. Nee, by mekaar wees. Ons het te min weer wees, te min by mekaar wees. En weet jy, ek het dit onlangs weer opgemerk. Toe ek niks meer vir mense kon doen, toe vra ek net vir twee mense, kom net gereeld asseblief by mekaar. Nou asem en wees net, al sê jy niks, wees net by mekaar, en u sal nie glo daarin soms. En hulle geloof ontdooi het, die koue van verwerping, hoe dit begin verander het na bloedstoevloei wat Dit is wat die woord van God sê. Ons jaag mense in wyke in, en hulle kom nie by mekaar nie, hulle B&W, dat is nie by mekaar wees geleenthede. Ek dink ons toets onsself net, as ons so praat aan die woord van God. En dan, broeders en susters, net een vers, 1 Korintiërs 12. Dit is vers 7. Ja, is vers 27. Kan ek vir u lees? Julle. Ek bedoel, julle. As Paulus dit bedoel het, vir daardie gemeente Korinth, bedoel ek vandag hierdie gemeente Brouwers. Want ek mag die woord so gebruik, trouwens moet. Julle is nie gaan was al, moet weer, julle is die liggaam van Christus. En dan sê ek net tussen hakies, want die Gees is van julle gegees, soos jy asemhaal. As jy nie meer asemhaal nie, die Gees bly in ons. Jy kan jouself nie doodwens nie, jy kan jouself nie, jy kan nie die Gees uit jou uitwens. Jy is in die Gees vervul. En is die liggaam van Christus. Hulle is sy liggaam. En elkeen afsonderlik, dis ook hulle daarvan. Dankie my kind. Dankie Spat. Dan weet wat sy ons maak. Jy is die liggaam van Christus. Neem lief aan kyk. Jy is afsonderlike lid van die liggaam van Christus. As ek nou almal vingerwys hier begin stel, dan kan ek nie.
Ek was meer 'n seer vinger aan die hand as iets anders, so dit myself is. Maar die lewensbloed, die bloed wat terugkom, die bloed wat vloei, die medisyne, maak die vinger weer gesond, maak jou gesond. Jy is 'n lid van die liggaam van Christus. Afsonderlik en almal saam. Nou die Gees is in jou alwas. En dat mense daarom baie besig raak. Waarmee hou ons as hervormde gemeentes onsself besig? Nou ek hou van die goed waarmee die besig hou, die sin baie praat. Maar dan hou ek ook van die goed as iemand onthou om vir my te sê, hoor jy, daar is 'n pannenkoek altyd op Vrydag aan kom. Kyk, ek hou van pannenkoek. En dis vir my lekker, en dis vir ons almal lekker as 'n gemeente om daarmee besig. Ons moet hervorm en hervormend wees. Read the manual, lees die Bybel. Besig wees met God se mense wat seer gekry het. Met God se kragtige hande kos dra en versorg. Oor om te hoor waar is die seer. En ek weet nie doen baie van die goed. Maar dat ons hele kerk wees, nie meer die kerkordelike robot is wat soos 'n masjien meganies bestuur word. Maar dat ons weer die soepel, fiks, sterk liggaam van Christus. Jy sou dit elkeen van julle afsom in ons almal. Dit is die pad van die kerk. Ons moet daarvoor bid, dat die Gees vir ons die woord leer en. Gemeente,